Edmund Barkhuizen en Roan Engelbreg, hulle is van die Langeykers Privaatskool, die twee skoolhoofde. Ek voel sommer so 'n bietjie op my senuwees hier, nou eers skielik. Edmund, wat maak Langeykers Privaatskool uniek? Wel, ons het die geleentheid waar kinders hulle self kan wees. Ja. Kinders by ons, en ek het al by 'n paar skole skool gegee, en ons kinders sê die vermoë waar hulle nie in 'n boks hoef te wees nie. Hulle kan wees wie hulle wil. As jy sterk is in kultuur, kan jy daar floreer. As jy sterk is in sport, akademie ensovoorts. Ja. So dit gee elke kind die kans dat hulle kan wees wie hulle wil wees, sonder om te wonder oor wat mense van my gaan dink. Ja, en is gebalanseerd. Roan, julle noem jouself 'n Christelike skool. Hoe pas dit aan by julle missie en visie? By Langeykers Privaatskool probeer ons werklik waar vir die leerders 'n beskermende en 'n liefdevolle omgewing skep. So dis basies binne hierdie raamwerk waar hulle kan uitleef en dan ook die Christelike ethos en waardes teenoor ander gelowe en dan ook ander kulture wat hulle dan ook kan respekteer. Roan, hoe integreer C-Skulpie KKO en dan Langeykers Privaatskool se kurrikulums? C-Skulpie Kleinkindontwikkelingsentrum gaan van 3 maande oud tot en met graad R. En dan Langeykers Privaatskool van graad 1 tot graad 12. Okay. So op talle gebiede, sportgebied, kultuurgebied, skakel die twee skole saam. Ons is op dieselfde perseel. So jy kan dit werklik waar sien as een groot Langeykers familie met C-Skulpie wat dan ons voedingsbron is by Langeykers Privaatskool. En C-Skulpie, het klink sommer klaar vir my so lekker. Edmund, jy weet nou die hoërskoolhoof is. Hoe groot is julle klasse? Hoe help dit leerders? Kyk, ons klasse is maksimum 25 per klas. So dit help ons baie as onderwysers om meer intensief met die kinders kan werk. Ja. Gee ons kanse om meer prakties te kan doen, longe te dissekteer, in die plante te gaan werk en sulke tipe goed. So vakke wat ek so aanbied soos lewenswetenskappe kan ons baie meer prakties vir die kinders verduidelik, wat dit baie makliker maak om te verstaan op die einde van die dag. Ja, ek dink en daai praktiese ding, dit help natuurlik om jy weet, maak ou hulle geïnteresseerd. Edmund, die Weskus, natuurlik vir ons almal wil baie graag gaan bly dit, maar dit is ook 'n gemeenskapsgedrewe area. Hoe neem julle deel in die omgewing en wat maak julle leerders deel van hierdie ondervinding, want dit lyk so lekker en interaktief daar by julle. Ja, dis vir ons baie belangrik dat ons het gemeenskap georiënteerd wees. Of ons by die animal shelter kos insamel en vir hulle gaan komberse gee. Ons na die ou huis toe gaan 'n paar jaar terug, ons daar vir hulle gaan sing net voor Kersfees en dit maak regtig mense hart bly. Ons het 8 November het ons 'n Legends aand wat ons aanbied, waar ons die algemene gemeenskap gaan nooi om daar te kom kyk, waar ouens soos Dani Gerber hulle so is. So ons Facebook bladsy gaan daar vol wees. So ons gemeenskap is baie belangrik vir ons om terug te gee en ook deel te wees van die gemeenskap. Dat ons nie almal in ons klein boksietjie lewe, ons watjies toegedraai word nie, maar kan verstaan wat in die omgewing aangaan en hoe ons mekaar kan ondersteun. Want dis 'n baie belangrike ding van die Weskus, is dat ons mekaar ondersteun en ons weet wie mekaar is en wat belangrik is op die einde van die dag. So daai Weskus hospitaliteit is nie net dis 'n regte ding. Dit gebeur daar by julle. Dis korrek. Edmund Barkhuizen, die hoërskoolhoof en Roan Engelbreg, die laerskoolhoof by Langeykers Privaatskool. Dankie vir die verskil wat julle in julle gemeenskap maak en dankie dat julle vanoggend by ons kom kuier het. Ek is seker die telefone gaan hard lui hierna. Baie dankie.